Geliefdes, ons toetrede tot vanmôre se erediens kom uit Psalm 134 en ons sing daar saam strofes 1. Psalm 134 strofes 1. Geliefdes, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here, totdat hy hom oor ons ontferm. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, laat ons antwoord op die Here se seëngroet met die sing van Gesang 200, strofes 1 en 3. Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vanaf 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet?
Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet van die profete saamgevat. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 240, strofe 1 en 2. Broers en susters, nou dat ons deur ons sang, ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons: Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand is tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius en Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur te sing uit Gesang 309, strofe 1, 2 en 3. Amen.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak vanmôre die Here se woord oop en ons gaan saam lees daar uit die Ou Testament. En ons gaan saam lees daar uit die boek Eksodus hoofstuk 1. Nou Eksodus staan nou maar bekend as die boek van die uittog en ons weet dat Eksodus begin met die geboorte van Moses, maar dit lees ons eers daarvan in hoofstuk 2. Daar gebeur iets anders, baie belangrike insident voor die geboorte van Moses. En ons gaan vanmôre daarvan lees en is ook so mooi op toepassing op hierdie dag wat ons 'n bietjie aandag gee aan ons moeders. Maar voordat ons saam lees uit hierdie gedeelte, terwyl jy so sit met die Here se woord geopen, laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, o Heer, ons dank U dat ons môre hier by mekaar kan wees. Ons dank U, Heer, dat ons weer U woord kan oopmaak, daaruit kan lees. Ons dank U, Here, dat ons dit weer kan hoor. En ons bid, skenk aan ons deur U Gees 'n luisterende hart, 'n gehoorsame hart, dat dit wat ons hoor, dat ons dit ter harte sal neem en dat dit ons lewens sal rig. Vader, op hierdie dag raak ons ook weer stil en ons dink in dankbaarheid na oor die moeders en die grootmoeders van ons menswees. Ons kyk ook nie net nou na die hier en die nou nie, maar oor die ganse geskiedenis heen. Ons lees U woord en ons besef ook weer wat 'n groot rol 'n moeder in die geskiedenis gespeel het. In die besonder in sleutelmomente in die geskiedenis van U besig wees met U volk en met U kerk. En daarom pleit ons ook dat ons hierdie genade nie sal miskyk nie, maar dat ons elke moeder sal waardeer, want die moeders is ook die draers van die evangelie. Daar is sommiges onder ons, o Heer, en mag ons dit ook sê, wat dink dat die dra van die evangelie lê by 'n amptsdraer. Here, dit lê by 'n moeder. 'n Moeder wat lewe skenk. 'n Moeder wat U seën om kinders, jong mense toe te rus vir die toekoms. Daarom bid ons ook, Here, dat U ook met elke moeder hart sal wees. Want Here, U weet ook dat daar ook maar soms baie bekommernis is in 'n moederhart. Baie seer, baie bang wees, baie vrae, maar bo also, Heer, ook baie gebede. Daarvoor, Here, dank ons U vir elke moeder wat sonder ophou op hulle knieë is en vir hulle kinders bid. En ons bid, Heer, dat daardie gebede ook deur elke kind sal laat besef wat 'n voorreg hulle het om moeders te mag hê. En hier, Here, weet ons,
gaan dit nie net oor biologiese moeders nie, nee. Dit gaan oor veel meer. Dit gaan ook oor geestelike moeders. Dit gaan oor susters wat daardie moedereienskappe aanvaar, dit aanneem en dit uitleef. Ons dank U ook, Heer, dat U ook U kerk ook beskryf en sien as ons moeder. En so dank ons U dat ons mag deel wees van U moeder ook hier op aarde. Mag U kerk ook altyd hierdie moedereienskappe van liefde, deernis, omgee, gebede, vergifnis, genesing uitleef. Die kerk is nie 'n oorlogsmasjien nie. Die kerk is 'n moeder. En daarom bid ons, Heer, dat U hierdie erediens, hierdie geleentheid, hierdie oomblik, hierdie dag, maar ook elke dag van ons lewens, ons sal seën. En dat ons moeder sal raak sien, die wat in ons midde is, die wat vir ons optree soos moeders, maar ook die wat ons vooruit gegaan het. Dankie ook vir hulle nalatenskap en erflatings. Daardie erflatings van geloof. Vader, ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in nederigheid in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees aan saam daar vanaf vers 1 uit Eksodus, hoofstuk 1. Dit is die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte gegaan het, elkeen met sy huisgesin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Sibilon en Benjamin. Dan en Naftali, Gad en Aser. Daar was altesaam 70 persone wat direk van Jakob afgestam het. Josef was toe reeds in Egipte. Josef, al sy broers en daardie hele geslag het gesterf. Maar die Israeliete was vrugbaar en het vermenigvuldig. Hulle het vermeerder en besonder talryk begin word. Die land was vol van hulle. Daar het toe 'n nuwe koning oor Egipte aan bewind gekom, wat nie van Josef geweet het nie. Hy het vir sy volk gesê, kyk, die Israelitiese volk is meer en magtiger as ons. Kom ons beraam 'n slim plan teen hulle, anders vermeerder hulle, en kan dit gebeur dat, wanneer 'n oorlog uitbreek, ook hulle by ons vyande aansluit en teen ons veg en optrek uit die land. Hulle het toe bevelvoerders van gedwonge arbeid oor die Israeliete aangestel, om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes vir die Farao die voorraadstede Pitom en Ramses bou. Maar hoe meer hulle die Israeliete onderdruk het, hoe meer het die Israeliete vermeerder, en hoe meer het hulle versprei. En die Egiptenare het vreesvervange geraak vir Israeliete, en hulle toe met geweld gedwing om te werk. Hulle het hulle lewens bitter gemaak, deur harde slawewerk met klei en bakstene, en ook nog deur allerhande werk op die landerye, ja, met al die werk wat die Egiptenare die Israeliete met geweld gedwing het om te doen. Die koning van Egipte het toe met die Hebreëse vroedvroue, wie se naam Sifra en Pua was, gepraat. Hy het gesê, wanneer julle die Hebreëse vroue met 'n bevalling help, kyk wat die baba se geslag is,
As dit 'n seun is, maak hom dood. Maar as dit 'n dogter is, laat haar leef. Maar die vroedvroue het vir God ontzag gehad, en hulle het nie gedoen wat die koning van Egipte vir hulle gesê het nie. Hulle die seentjies laat leef. Die koning van Egipte het toe die vroedvroue ontbied en vir hulle gesê, waarom het julle dit gedoen? Julle laat die seentjies leef. Omdat, antwoord die vroedvroue toe die farao, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese vroue nie. Hulle is vol lewenskrag. Voordat die vroedvrou by hulle uitkom, het hulle klaar geboorte gegee. En God het die vroedvroue goed behandel. Die volk se getalle het vermeerder en hulle het baie, besonder baie geword. Omdat die vroedvroue vir God ontzag gehad het, het hy vir hulle huisgesinne voorsien. Die farao het toe sy hele volk beveel, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl gooi, maar al die dogters moet julle laat leef. Liefdes, tot sover ons skriflesing. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons gaan nou saam sing daaruit Gesang 501 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, ons teksvers vir die prediking vanmôre kom hier uit vers 17. Maar die vroedvroue het vir God ontzag gehad en hulle het nie gedoen wat die koning van Egipte vir hulle gesê het nie. Hulle het die seentjies laat leef. Maar dan ook hierdie gedagte in vers 19 en vers 21. Omdat, antwoord die vroedvroue toe vir farao, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese vrouens nie. Hulle is vol lewenskrag. En dan daar in vers 21, omdat die vroedvroue vir God ontzag gehad het, het hy vir hulle huisgesinne voorsien. Geliefdes, so 'n week of wat gelede, sit ek by 'n persoon en ons gesels 'n bietjie. En die persoon vra 'n vraag. Hy vra, dit is 'n bietjie 'n filosofiese vraag gewees. Wat is die ergste ding wat met 'n mens kan gebeur? Dink 'n bietjie daaroor. Ek is seker daar is van u wat 'n klomp antwoorde kon gee. Daar het met u al bepaalde dinge in u lewe gebeur. Wat is die ergste ding wat met 'n mens kan gebeur? Die antwoord
die gedagte, wat die persoon toelaat, is die volgende: om gebore te word. Dit is die slegste ding wat met 'n mens kan gebeur. Ek is baie verbaas, maar die persoon verduidelik toe, uit die aard van sy beroep, waar hy ook te maak het met baie ellende. Maak die opmerking dat as jy nie gebore is nie, word jy nie blootgestel aan al die ellendes en die seer en die uitdagings wat die lewe bied nie. Jy weet nie van reg en verkeerd nie, jy weet nie van dood nie, jy weet nie van siekte nie, jy weet nie van bekommernisse nie, jy weet nie van onreg nie, en so kan ons die lys opnoem. Al daardie antwoorde wat jy sekerlik vanmôre by jouself opgedink het, uitgedink het, toe jy met die vraag gekonfronteer is. Wat is die slegste ding wat met 'n mens kan gebeur? En broer en suster, kom ons kyk na die wêreld waarin ons leef. Dan moet ons ook vanmôre erken dat dit wat ons vanmôre hier gelees het, dit wat 'n regering besig was om te doen, deur middel van wetgewing, verskil in baie opsigte nie van wat besig is om vandag te gebeur in ons samelewing, in ons land nie. Want sou daar vandag, onder die huidige omstandighede, 'n seun gebore word, het hy 'n kans, 'n 4% kans, om eendag in die arbeidsmark opgeneem te word. En ons kan nou vanmôre voortgaan op al die wette en wetgewing, dis elke dag in die nuus. En ons praat nie van al die geweld en misdaad en alles wat daarmee gepaard gaan nie. En dan kom die vraag weer, wat is die slegste ding met 'n mens? Wat met 'n mens kan gebeur? En inderdaad, is daar ook baie jong getroude paartjies vandag, wat die besluit neem, om nie kinders te hê, weens die bepaalde omstandighede. En kyk 'n mens na alles wat gebeur, moet 'n mens ook die vraag vra, kan mens mense kwaadlik neem? Die van u wat kinders het, skool, die van u wat kinders het wat verder studeer, die van u wat kinders het wat graag wil gaan studeer en vandag moet kinders iets gaan studeer, iets tersiêrs gaan doen, weet ook wat die kostes daaraan verbonde is. En dit bring ons by hierdie gedeelte vandag op Moedersdag. Bietjie agtergrond. Ons ken die geskiedenis van Josef baie goed. Ons weet dat die Here destyds sy volk gered het deur Josef, en dat sy pa en broers, soos ons ook hier lees daar in Egipte, dit was die landstreek van Goshen, kon gaan woon het. Maar daar het 'n hele klompie eeue verloop, party meen ongeveer 4 eeue, en in daardie tydperk het hulle natuurlik vermeerder, floreer, het met hulle goed gegaan. En die regering van die dag, die farao, sy amptenare, het vir hierdie mense bang geword. Ons ken dit, want ons leef ook in 'n samelewing waar mense vir ons bang is. En daarom word daar planne beraam om hierdie getalle minder te maak, om hierdie mense in te perk, om meer mag en beheer oor hierdie mense uit te oefen. Hoe dit presies onder die farao se aandag gekom het, weet ons nie. Maar hy soek 2 vrouens, Sifra en Poa. Hy ontbied hulle. En hy gee aan hulle 'n bepaalde opdrag. En ons weet wat daardie opdrag was, die seentjies moes sterf by geboorte. Nou uit die aard van die saak,
was daar soveel Israeliete. En hierdie 2 vroue kon uit die aard van die saak nie by elke vrou wat geboorte skenk uitkom nie. So heel waarskynlik was hulle dalk in beheer van 'n klomp vroedvroue gewees. Dalk het die farao gehoor dat hierdie vroue dalk 'n bepaalde behoefte gehad het finansiëel. In daardie tyd was vroedvrouens gewoonlik ook vrouens gewees wat nie self kinders kon gehad het nie. En dit het ook gebeur in daardie tyd, soos ons later in die Bybel lees, Ou en Nuwe Testament, is vrouens wat kinderloos was baie keer aan een kant toe geskuif, geïgnoreer, het nie 'n bepaalde sosiale status gehad nie, en dalk was hierdie vrouens ook maar baie kere verag en gespot en sleg behandel. Maar ook maar eintlik behandel as slawe deur hulle eie mense wat ook slawe was. En daarom het die farao dalk gedink, was hierdie vrouens die geskikste kandidate om hulle rug te keer op hulle eie mense. Nou broer en suster, ons ken ook sulke mense in ons geleedere, hulle is oral. Sal nou nie van en name noem nie, maar deur die geskiedenis het ons ook maar mense wat nie skroom om hulle eie mense in die rug te steek en te verraai of te verneder of mee te doen om hulle te vernietig nie. Maar hierdie 2 vrouens is anders. En ons lees daarvan in ons teksgedeelte. Vers 19. Vers 17, ekskuus. Die 2020 vertaling sê hulle het ontzag gehad vir God. Die 83 vertaling sê daar was vrees vir God. Mense sou ook die Hebreëse woord kon vertaal met eerbied vir God. Hulle het rekening gehou met God. Hulle was diep gelowige mense, ongeag hulle omstandighede, en hulle het die waarde van lewe besef. Onthou, en dit was nou nog voor die 10 gebooie, dit sou later kom in Eksodus, maar hierdie 2 vrouens het besef dat lewe het waarde en lewe is 'n geskenk van God. En daarom mag jy as mens nie net lewe neem of lewe vernietig nie. En dit op sigself, broer en suster, is eintlik 'n merkwaardige gebeurtenis van hoop in die Bybel. Want die Bybel begin in 'n sekere sin by die mens wat nie vreeslike waarde heg aan lewe nie. Dink maar aan Adam en Eva, hulle tree op in hulle eie belang, wat vir hulle katastrofiese gevolge sou inhou, soos God beloof het. Dink maar aan die situasie rondom Kain en Abel, Kain wat sy broer se lewe neem. So die mens, die hartklop, die diepte van die sonde, was 'n gebrek aan waarde en respek vir lewe. Ons word ook daagliks daarmee gekonfronteer. Maar hierdie 2 vroue heg waarde aan lewe. Nou presies wat hulle gedoen het, hulle modus operandi was, weet ons nie. Dalk het hulle hierdie opdrag van die farao koning nie oorgedra aan die ander vroedvrouens nie. Dalk het hulle hierdie ander vroedvrouens juis die opdrag gegee om mooi te kyk na hierdie moeders, en in die besonder na die kinders, ons weet nie. Maar die farao, die koning se plan slaag nie, die seun se lewe word gespaar en die volk word meer. En dan ontbied hy hierdie vrou. En ons weet nie, dalk het hy hierdie vrouens omgekoop en hulle weelderige lewe beloof daar by die paleis, dat hulle opgeneem sou word onder die Egiptenare, weet nie, word nie vir ons gesê nie. Maar dan gee hulle getuienis. Daar in vers 19, wat ons nie moet mislees nie. As hulle verduidelik
dan sê hulle hierdie Hebreëse vrouens, lees dit daar in vers 19, was vol lewenskrag. Nou gaan kyk 'n mens na die Hebreëse woord, dan is dit nie net te maak met hulle fisiese toestand tydens geboorte nie. Elke moeder wat vanmôre hier sit, wat geboorte geskenk het, weet dat daar is nie vreeslik liggaamlike lewenskrag nie. Maar as daardie klein ding gebore word, dit wat in 'n moeder se oë leef, se gemoed leef, die blydskap, die dankbaarheid en alles wat daarmee saamgaan, kan 'n mens omskryf met hierdie gedagte van lewenskrag, lewenshoop. En broer en suster, dit in die midde van hierdie groep mense se omstandighede. Hierdie mense was as slawe behandel, nie as vuil goed behandel. Elkeen van u het sekerlik al iewers in 'n boek gelees of oor 'n dokumentêr gekyk oor daardie antieke bouwerk in die antieke wêreld en dit wat alles geskied met handearbeid. En nou daar's baie teorieë of dit nou die Israeliete was wat nou daar in Egipte gebou het, die piramides, maak nou nie saak nie, maar dit was handearbeid. Hulle het nie die tegnologie gehad wat ons vandag het in terme van masjinerie nie. Daar was nie vakbonde nie, daar was nie mediese geriewe nie. As iemand sou seer kry, is so 'n persoon oorgelaat en het hy gesterf. Dit was harde werk. En ons lees ook in ons teksgedeelte, hulle het uit hulle pad uitgegaan. So die vraag was ook met elke ou seentjie wat gebore sou word, watter toekoms was daar vir my kind? Sou dit nie beter gewees het as daardie kind nie gebore sou wees? Interessant. Dis wat die farao gedink het. Dis wat sy amptenare hom probeer oortuig het. En dit was natuurlik die ou gedagte van die Satan. Die ou duiwel wat die mens wil oortuig dat daar nie waarde in die lewe is nie. Want jy sien broer en suster, jy ken die geskiedenis, net die volgende hoofstuk lees ons hier, Moses se geboorte, en ons weet van die kinders wat in die Nyl gegooi is, en hoe hulle Moses gered het. Die omstandighede het nie beter geword, dit het erger geword. Ons weet van die 40 jaar tog deur die woestyn. En so kan ons deur die geskiedenis gaan in die Ou Testament. Maar dan, broer en suster, kom ons by die Nuwe Testament en ons kyk na die geboorte van Jesus Christus. Ons kyk na sy moeder, ou Maria en Josef, Nasaret en al die omstandighede rondom dit. Ons het al baie kere in die adventstyds daarna gekyk. En sou 'n mens ook onderdeneer, maar dit sou eintlik beter gewees het as daardie kind nie gebore sou word nie, want kyk hoe sy eie mense hom behandel. Nie net die mense in Nasaret nie, die volk, die mense vir wie hy opgestaan het, gepreek het, gehelp het, gebid het, genees het, sy disippels los omdat hy gekruisig word. Hoekom? Die wêreld is so wreed. En na die opstanding, en waar ons die voorreg het om die week Hemelvaart te herdenk, en die uitstorting van die Heilige Gees, en die vestiging van die kerk, en ons lees van alles wat gebeur het, kom die vraag maar weer, sou dit nie beter gewees het nie, as hulle nie gebore is nie? En dan kyk ons maar na ons eie ou volkie se geskiedenis hier aan die suidpunt van Afrika, en wat oor minder as 400 jaar hier afgespeel het, en wat ons tans beleef. En die antwoord op daardie vraag, broer en suster, is nee. Dit is nie moeite werd. Want lewe is 'n genadegawe. Lewe is 'n geskenk uit die Here se hand. En die Here het met elke lewe 'n doel. Baie kere gebeur dit in 'n mens se lewe,
Dat jy jou lewe lank worstel en spook en spartel om te probeer uitvind wat jou doel is, of wat jou nalatenskap gaan wees. Maar die perspektief is verkeerd. Die fokus is verkeerd. God het 'n doel. Soos God destyds ook 'n doel met sy volk gehad het, hy verwoord dit ook destyds in sy belofte aan Abraham. Behalwe dat hy gesê het, julle sal 'n groot volk wees en julle sal julle eie land hê, 'n gedagte wat daarop baie gefokus word vandag daar in die Midde-Ooste onder 'n sekere groep mense, vergeet hulle ook daar die ander gedagte, sodat julle ook 'n seën vir ander nasies kan wees. Ons lewensdoel en ons lewenssin en ons lewensbetekenis, ons lewenswaarde, lê daarin dat ons draers is van God se heilsgeskiedenis, God se plan met elkeen van ons. En God se perspektief, God se doel is nie net beperk tot hier en nou nie. Dit was nie destyds beperk tot daardie farao en sy regering nie. Dit was nie beperk tot Moses nie. Dit was nie net beperk tot die 40 jaar deur die woestyn nie. Dit was nie net beperk met die rigters of Dawid en Salomo en so kan ons aangaan nie. Dit was ook nie net beperk met die Here Jesus daar in Jerusalem en die Here Jesus se opstanding in die vroeë kerk nie. Nee, God is op pad met ons. En dalk is dit belangrik, broer en suster, dat ons dit ook weer in 'n tyd soos hierdie hoor. Ja, die statistiek, die regering van die dag, het letterlik en figuurlik hulle messe uit vir ons. Maar God het 'n doel en 'n plan met elkeen van ons. Daarom dat elke moeder so belangrik is. En wat maak 'n vrou 'n moeder? Dis die vraag vanmôre, dis die tema. Gaan oor veel meer om net biologies geboorte te skenk. Eerstens is dit om Godvreesend te wees, om ontzag te hê vir God, om 'n kind te wees vir God, om op jou knieë te wees voor God, om gehoorsaam te wees aan God, maar om ook lewenskragtig te wees en daardie lewenskrag oor te dra aan jou kinders. Want hier in vers 21 lees ons ook dat die Here hulle ook geseën het met huisgesinne. En dit gaan oor soveel meer as net fisies kinders. 'n Gesin is 'n plek van veiligheid, van vreugde, van liefde, van lewenssin. Elke bejaarde mens in my bediening, waarmee ek 'n pad gestap het aan die einde van hulle lewe voordat hulle oorlede is, as mens begin praat oor lewenssin en betekenis, dan gaan dit nie oor die nuwe motorkar wat buite staan of die bankbalans of die huis of die erflatings wat nagelaat word nie. Nee. Wat vir hulle lewenssin en vreugde bring, wat vir hulle die lewe die moeite werd maak, is daardie gesinne, daardie kinders, en daarom is dit so hartverskeurend as kinders hulle ouers so verwaarloos in die besonder in hulle laaste jare. Want dis 'n ouer se rykdom, dis 'n moeder se rykdom. Om te weet haar kinders is daar, om te weet haar kinders het lewenskrag, om te weet haar kinders ken die Here, om te weet dat haar kinders weet die Here is met hulle op pad, nie om suksesvol te wees in hierdie wêreld nie. Want koninkryke kom en gaan, Egipte het gekom en gegaan, die Babiloniërs het gekom en gegaan, die Romeine het gekom en gegaan, die Assiriërs het gekom en gegaan, die Perse het gekom en gegaan, die magtige Britse ryk het gekom en gegaan, en hierdie patetiese regering wat ons vandag het, broer en suster, het gekom en hy sal ook gaan. Maar waarheen is ons op pad? En daarom is 'n dag soos vandag 'n oproep vir elke vrou om 'n moeder te wees. Vergeet van die omstandighede. Vergeet van die uitdagings. Luister na God, want die Here is met ons op pad. Die Here is op pad met sy kerk en ons is deel van sy kerk.
Die Here is op pad met ons na 'n beloofde land. En onthou, en ek sê dit vanmôre weer en so baie al gesê, al wat 'n ouer met hulle kan saamneem die ewigheid in, is hulle kinders. Daar is niks anders. Vandag vier die wêreld, groot gedeelte van die wêreld, Moedersdag. Vir ons as kerk, vir ons as gelowiges, lê die waarde van 'n moeder soveel dieper. Dit gaan oor hulle geloof. En ons geskiedenis getuig van moeders wat gesê het, ons trek kaalvoet oor die Drakensberg. Moeders wat opgeoffer het vir hulle kinders. Moeders wat gebid het vir hulle kinders. Moeders wat lewenskragtig was en vol lewenskrag daardie lewe vir hulle kinders gegee het. Moeders wat huisgesinne gevestig het. En dit, broer en suster, is wat ons moet bewaar, moet behou en moet laat voortleef in hierdie tyd. Ons moet nie vaskyk teen die 4% en al die ander wetgewings en opmerkings wat gemaak word nie. Ons moet kyk na ons gesinne. En ons moet ons moeders oppas. En ons moet op ons knieë bly en dankie sê vir die moeders wat ons het. Ag, mag die jong mense en die kinders van vandag tog net dit weer besef. Dat hulle toekoms lê nie in suksesse nie. Die waarde van die lewe en die toekoms lê by wat hulle by moeder gekry het en wat hulle ook as moeders, as ouers, en hier natuurlik die vaders kom by, natuurlik die paas, natuurlik, dat dit oorgedra word na die volgende generasie. Want dit was nog altyd die doel en die mikpunt van die Satan gewees, om die gesin te vernietig. Ons mag dit nie toelaat. Daarom, wat is die beste ding wat met 'n mens in die lewe kan gebeur? Is om die lewe te ontvang van God. Wat is beter as dit? Om die ware lewe, die ewige lewe wat God gegee het, te kan raak sien. En daaruit te kan leef. 'n volk as slawe het dit raak gesien. Hoeveel te meer nie ons broers en susters wat leef met 'n opgestane Heer wat beloof het hy kom terug om ons te kom neem as sy gesin sodat ons kan wees waar hy is. Mag ons ophou kla oor die lewe. En mag ons vol lewenskrag elke dag die lewe vier tot eer van God, maar ook tot die behoud van ons kinders en hulle wat nog kom. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons het baie rede om negatief te wees. Ons het baie rede om vas te val in hierdie vraag, is daar sin om gebore te word? Want hierdie wêreld, en die ou Satan, en sy volgelinge, wil ons oortuig, dat dit nie die moeite werd is. Maar dan, Here, op 'n dag soos hierdie, maak ons die woord oop en ons lees 'n ou gebeurtenis uit die geskiedenis. Van 2 vrouens, sonder gesinne, een kant toe geskuif, wat alle rede gehad het om te sê, kom ons spaar die volk hierdie ellende.
Nee. Hulle antwoord in geloof en vertroue. Hulle red lewens. Hulle besef die waarde van lewe. Hulle sien raak 'n God wat op pad is. 'n God wat 'n doel het. Vader, vanmôre bid ons, mag elke moeder dit raak sien. Mag elke vrou, al het hulle ook nie hulle eie kinders nie, elke grootouer 'n moeder wees. Dankie vir soveel susters wat moeders is, waar hulle ook al mag bevind, wat kinders raak sien, kinders ondersteun, vir kinders bid. Maar ons bid ook, Heer, dat elke kind ook sal raak sien, dat daar ouers is en moeders is, wat vir hulle die lewenskrag geskenk het. Ons bid, Heer, dat U ons samesyn vandag sal seën, daar waar ons om 'n etenstafel gaan sit, saam gaan eet en saam gaan lag, gaan vergeet van die dinge daar buite, van die hoë brandstofpryse en die konflik. Maar dat ons vir 'n oomblik sal stil raak en om ons sal kyk. En sal besef, ons is geseënd. U is vir ons goed. Daar is hoop. Ons het 'n toekoms. Maar Vader, uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. Daarom bid ons, lei ons, Here, dat al is ons min in die oë van die wêreld en 'n bedreiging vir so baie, mag ons altyd leef tot U eer, want U vra gehoorsaamheid. Mag hierdie ou volkie, mag U kerk, elke godvreesende ouer oor hierdie ganse skepping heen, U gehoorsaam wees en tot U eer leef. Vader, dit bid ons, dit pleit ons, in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons sluit vanmôre af met die baie bekende en 'n gesang wat aansluit by vanmôre se gedagte. Daaruit Gesang 510 en ons sing daar al 4 die strofes waarna jy bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan sing ons saam Psalm 134 strofes 2. Dankie dokter.
Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.